Diereryk het vir ons 'n liriese en romantiese bekoring. Daar is sierlikheid en grasie, statigheid, fynheid, fraaiheid, forsheid, majestuositeit, adellikheid, en waardigheid. En dan is daar die Bobbejaan. Hy lyk nie adellik nie en hy bekommer hom nie eintlik oor waardigheid nie. Hy het ook nie grasie of statigheid nie. Hy is ook nie juis bedeeld met skoonheid nie. En tog het hy vir ons 'n besondere charme. Hulle woon in troppe saam, want hulle hou van geselskap. Hulle taal bestaan uit geluide, gebare en gesigsuitdrukkings. En hulle kombineer dit op allerlei maniere om mekaar te vertel hoe hulle voel, wat hulle wil hê en wat hulle wil doen. Hy weet sy's kwaad vir hom. Nou praat hy maar mooi, want hy wil graag weer vrede maak. Hierdie geluid druk deernis uit. En so klink verergdheid. So klink protes. En dis 'n vermaaning. As hy so gaap, is dit om sy tande te wys en dis 'n waarskuwing of 'n dreigement. Maar as hy glimlag terwyl hy sy tande op mekaar hou, sê hy wil graag vriende wees. As hy sy kop ruk en sy oë lig, sê hy's kwaad. En as hy sy ore so terugtrek teen sy kop, sê hy's jammer. Hierdie gebaar beteken, kom ons speel. En daar is baie gebare wat toegeneentheid uitdruk. Hulle skud hande, hulle soen mekaar en hulle tooi mekaar se pelse. Soms word die snorbaarde ook bietjie getooi. Bobbejane is baie lief vir hulle babas. En almal vertroetel hulle en speel met hulle. Die ouer boetie of sussie voel soms bietjie jaloers op al die aandag wat die nuwe baba kry. En mens kan hulle nie kwaadlik neem nie. Sy probeer die probleem oplos deur eweveel aandag aan albei haar kinders te gee. Maar dis nie so maklik nie. Pa Bobbejaan is baie beskermend teenoor die klein goed en hy hou gedurende wakende oogie oor hulle. En as Ouboet wil kom saamspeel, word hy sommer met 'n kwaai kyk weggejaag. Op die ouderdom van 5 of 6 weke begin hy op sy ma se rug ry. En dis nou lekker. Behalwe as hy dink hy gaan nou 'n entjie ry en ma gaan sit skielik. Sommiges moet nog leer om mooi reg te sit. Dit help as iemand jou wys hoe. Ander kry dit al goed reg. Hy kan loshande ry. As hy so 3 maande oud is, begin hy maatjies maak. Elke dag speel hy met sy nuwe maatjie
en gaan verken hulle saam die wêreld. Later word die maatjies meer en meer en hulle word 'n speelgroep. En dan speel hulle al die dae om totdat hulle byna volwasse is. Hierdie ouetjie sit homself ewe soet en vermaak en dan land die hele speelgroep bo op hom. Wanneer hulle so 4 jaar oud is hulle al tieners. Dan verlaat die meisietjies die speelgroep en leer hulle pelse tooi en kinders oppas. Maar die jong knape bly nog in die speelgroep en hulle speletjies raak al hoe rowwer. Hulle meet nou mekaar se kragte en vermoëns. Die sterkste en slimste onder hulle moet eendag die nuwe tropleier word. En dan is hulle groot mense en moet elkeen sy beroep volstaan. Die wyfies maak kinders groot en die mannetjies is verantwoordelik vir die veiligheid van die trop. Die tropleier is die hoofminister en hy is ook verantwoordelik vir wet en orde. Dan is daar 'n paar onderministers. Hulle is hoofsaaklik verantwoordelik vir verdediging. En dan is daar die brandwagte. Hulle werk is om wag te hou en alarm te maak as hulle gevaar sien. Hulle kry beurte om diens te doen. Op die oewer van die Xingwezi rivier woon daar 'n trop wie se slaapplekke in die hoë oeverbome is. En elke oggend vroeg hou hierdie klomp eers sirkus. So teen 9 uur in die oggend is die sirkus verby en kom die akrobate uit die bome uit af. Dan begin die daaglikse safari die binneveld in om te gaan kos soek. Die
brandwagte wat aan diens is, gaan vooruit om te kyk of die pad vorentoe veilig is. Die wyfies en kleintjies loop by mekaar in die middel van die trop en word vergesel deur die groot, sterk mannetjies wat hulle beskerm. Die brandwagte hou die wêreld fyn dop. Wanneer die trop begin aankom, kom die brandwagte af en gaan weer vooruit om vorentoe stelling in te neem. Die pad is lank en as 'n ma met 'n kleintjie moeg word en agterraak, dan val een van die groot mannetjies terug en stap saam met haar. Kort voor middeldag kom hulle by 'n spruit aan. Dis hulle tradisionele piknikplek. Hierdie ou eet graag die wortels van waterplante. Maar dis groot werk om dit uit te haal. Kyk net hoe konsentreer sy sterk. Die ander eet graag sade, worteltjies, bloeisels, wille vrugte, blare en bessies. Sommiges het nie baie mooi eetmaniere nie. Na ete ontspan almal lekker en doen elkeen sy eie ding. Die kleingoed speel mooi soet eenkant. Maar hulle speel net soet totdat hulle agterkom hulle maas wil gaan rus. Dan gaan pla hulle maas. Die twee maas is nou moeg vir die woelwaters en sy gaan nou 'n kinderoppasser haal. Nou rus die maas lekker en ou sus pas die kleingoed op. Die kleingoed is woelig en sy spook om hulle bymekaar te hou. Nou is hulle weer in die boom in op. Hulle maak mens moedeloos. En kyk net hoe lekker slaap die groot mense. Die een probeer ontsnap, maar sy hou. Niemand sien die hyena aankom nie. Die groot mense slaap almal en die kleingoed is so stout dat sien en hoor vergaan. Die een byt haar. Nou het sy genoeg gehad, maar hy kom terug vir nog 'n byt en nou hardloop die stouterd weg en word 'n maklike prooi vir die hyena. Die tropleier word wakker en storm op die hyena af. Nou is ou Kinkelstert baie kwaad vir die brandwagte en onderministers wat so aan die slaap was. Die klein ding is darm nou veilig by sy ma, maar hy kon maklik in die hyena se maag beland het. Die wagte en ministers word nou ernstig aangespreek. Kinkelstert besluit dus nou ook tyd om huis toe te gaan en hy gee die teken vir die brandwagte om vooruit te gaan. Nou word al die kleingoed geroep en bymekaar gemaak. Hy wil nog speel, maar ma sê kom. En hierdie twee stouterds het glad nie ore as hulle ma hulle roep nie. Hulle speel nog lekker en sy roep verniet. Sy is maar verplig en gaan haal hulle self uit die boom uit.
maar hulle is te rats vir haar. Sy gryp na hom, maar land op haar rug. Eers as pa Bobbejaan kom praat, kry hulle skielik ore. Ma sê, kom julle stouters, kyk waar trek die trop al. Teen skemer stap die groot mense al sleepvoet, maar die jong klomp het nog baie energie. Nou raak hulle haastig. Dis nie veilig vir 'n Bobbejaan om na sononder nog op die grond te wees nie. Joe, amper skrik hy vir die rooibok. Eindelik kom hulle by die oewer aan. Nou begin die groot werk om al die kinders in die bome op te kry. Dit kos maar baie geduld. Hierdie knapies is ook glad nie lus om nou al te gaan slaap nie. En hulle wag net totdat ma ander pad kyk, dan maak hulle uit die voete. Nou weet ma nie wat van die kinders geword het nie. Sy moet hulle gaan soek en kyk hoe geïrriteerd lyk haar stert. Hulle speel hier waar ma hulle nie kan sien nie. Maar hier kom pa Bobbejaan en hy het hulle gesien. Maar hy het nie tyd vir nonsens nie. En wanneer almal uiteindelik in die bome is daar nog geen rus vir die groot mense nie, want die jong klomp gaan nog soos mal goed te kere. En hulle skud die tak so dat die groot mense amper afval. Mens kan glad nie slaap as hulle so te kere gaan. Die ou byt maar vas. Moet Kinkelstert genoeg gehad en hy skree, sharp. En skielik is almal stroopsoet. En eindelik is daar rus en vrede. Teen sonop die volgende oggend is hulle alweer uit die vere. En dan is dit weer sirkustyd. So teen 9 uur is dit weer safari tyd. En teen middeldag is dit weer uitspantyd by die spruit. En saans gaan slaap hulle weer in die oewerbome. En so herhaal hulle elke dag dieselfde roetine en bly hulle altyd in dieselfde gebied. Maar op 'n dag pak die avontuurlus hulle en besluit hulle om te gaan kyk hoe lyk dit op die oorkantste oewer van die rivier. Hulle gaan maar versigtig deur die water, want hulle is bang vir krokodille. Nou kuier hulle lekker op die oorkantste oewer. Maar hulle voel 'n bietjie onrustig in die vreemde gebied. Die bos is nogal ruig hier en hier's allerhande vreemde geluide. Mens weet nie wat se ongediertes hier dalk kan wees nie. Al die diere hier lyk so onvriendelik.
Daar's darm brandwagte aan diens en hulle hou die wêreld fyn dop. Die brandwag het iets gewaar en kom bietjie laer af om beter te sien. Dis sommer net 'n tierboskat, maar vir die senuweeagtige brandwag lyk dit seker soos 'n luiperd haar van bo af, want hoor net hoe maak hy nou alarm. En die trop besluit is huis toe gaan tyd. En nou is daar nie tyd vir bekommer oor krokodille nie. So ja, Ooswes, tuisbes. Alle Bobbejaan-troppe praat dieselfde taal en het dieselfde leefwyse en tradisies, maar elke trop het 'n eie karakter. Die Xingwetsi-oevertrop is 'n vrolike klomp boomakrobate. Hulle gunsteling tydverdryf is om mekaar in die oeverbome rond te jaag en om sirkustoertjies uit te haal. Hulle tropleier is 'n loyale en konsensueuse Bobbejaan wat die welsyn van sy trop op die hart dra. Die troplede kom goed met mekaar klaar. Hulle is 'n vriendelike en gemoedelike ou klomp en hulle geniet die lewe. In die Sweli-gebied naby Satara woon daar 'n trop wat gedurig rusie maak. Hierdie ou is hulle tropleier. Hy is meer besorgd oor sy eie aansien as oor die welsyn van sy trop. Daar is 5 onderministers. Hulle stry voortdurend oor wie van hulle die belangrikste is. Die brandwagte is ook nie veel werd nie. Wanneer hulle aan diens is, lê hulle in slaap. En wanneer hulle op die grond is, beklei hulle met mekaar. Die groot mannetjies in die trop sit mekaar dikwels en aangluur en wys vir mekaar tande. Die wyfies hits hulle aan en speel hulle teen mekaar af. En dis nie lank nie of daar is groot oproerigheid. Dan jaag A vir B. En as B klaar gejaag is, dan jaag hy vir C. Dan jaag C weer vir D. En so gaan dit aan totdat dit naderhand na 'n verspotte spul lyk. Maar dis eintlik 'n kettingreaksie wat statusgewys ondertoe lei. Hulle raak nooit juis handgemeen nie. Dis maar net 'n lawaaierige magsvertoning en dis hulle manier om vir mekaar te wys wie's belangriker as wie. Hierdie lafaard het vir hom 'n kleintjie gegryp wat hy nou met hom saamdra. Hy weet hy is heeltemal veilig as hy 'n kleintjie by hom het. Wanneer die ou met die laagste status in die trop klaar gejaag is, dan bly daar niemand meer oor vir wie hy kan jaag nie. En dan jaag hy maar die vlakvark. By die vullisgate naby Skukuza woon daar 'n trop boemelaars. Hulle sit heeldag rond en doen maar eintlik niks. Soms lees hulle 'n bietjie. Daar's nogal interessante leesstof tussen die vullis. Die hoogtepunt van hulle dag is die koms van die vulliswa. Dan kry hulle skielik lewe. Boemelaar-bobbejane kom goed klaar met boemelaars van ander spesies. Hulle steur hulle nie aan die vullissorteerder nie. Hulle wens net soms hy wil die goed nie so woes rondgooi nie.
Hy het 'n lekkerny ontdek en wil nie hê die ander moet dit sien nie. Die maraboes kan daarom so irriterend wees en al jaag mense hulle weg, kom hulle net weer terug. Hy sê vir sy maat, kyk nou daai verspotte bobbejaan. Saterdag en Sondag kom die vullesorteerder nie werk nie. Dan lê die bottels oor tot Maandag en kan die boemelaars self die bottels bykom. Daar bly dikwels so ietsie agter in baie van die bottels en dan hou die boemelaars lekker partytjie. Miskien is hierdie hulle laaste partytjie. Van die parkeraad gaan eersdaags die vullisgate omheen en dan sal die ou klomp boemelaars moet terugkeer na die tradisionele leefwyse van bobbejane. Sy hande voel nou 'n bietjie snaaks. En hy loop 4 rye spore. Sommiges voel bietjie deurmekaar. En al die ander voel nou baie moeg. Net hierdie ou hou nog lekker partytjie. Bobbejane is nie indrukwekkende of romantiese figure nie. Niemand maak ooit skilderye van hulle nie, of skryf liriese gedigte oor hulle nie. Maar hulle is die vermaaklikheidssterre van die diereryk.